Hallo en welkom terug by die Wiskunde Broers. Ons gaan vandag kyk na 'n tema wat hand in hand gaan met koers. En dis verhoudings. So as jy die verhoudingsvideo kyk en die koersvideo direk daarna kyk, is definitief twee goedjies wat jy saam kan oefen. Die groot verskil tussen verhoudings en koers is dat wanneer ek hierso inspring met verhoudings, dan sê dit ja, verhoudings wys hoe twee of meer hoeveelhede met mekaar vergelyk. Dit is waar. Maar die belangrike ding met verhoudings is wanneer ons daai twee hoeveelhede vergelyk, is dit soort met soort, appels en appels, pere en pere. Nee, so ons vergelyk sê net maar liters en liters, rande en rande, mense en mense. Koers is anders as dit. Maar met verhoudings moet ons seker maak dat ons vergelyk appels en appels. Okay, dis die groot ding. So ja, ek neem aan jy sou redelik vinnig afgelei het dat hierdie verhoudings, wiskundige verhoudings is nou nie romantiese verhoudings nie, maar daar steeds 'n bietjie opwinding daarin. So alles sê verhoudings kan dikwels geskryf word as wel hier's drie maniere, nee? Ons kan dit skryf baie keer as 'n breek. Ek gaan nogal terugkom na daai gedagte. Ons kan dit skryf met dubbelpunte, nee, soos 2 tot 32 tot 3, nee, iets soos dit. Ja, dit kan 'n three-way verhouding wees. Daai sal jy nou nie as 'n breek kan uitbeeld nie. Of jy kan sê 2 tot 3 in woorde. Okay, ons gaan nie regtig dit ooit doen nie. Ons gaan of dubbelpunte doen of ons gaan breuke doen. En dan sê ons wel ons kan verhoudings gebruik om of gelyke verhoudings net te toets of te vereenvoudig. Daai gaan 'n groot te wees soos ekwivalente verhoudings. Yes. Dan gaan ons sekere hoeveelhede opdeel in 'n sekere verhouding. So ons gaan hoeveelhede verdeel in verhoudings in. En ons gaan kyk na hoe kan ons in 'n verhouding vermeerder of verminder. Dis wat ons in hierdie werkkaart gaan doen. Jy kan verhoudings eintlik vir so baie dinge gebruik, maar in hierdie werkkaart gaan ons na daai dinge kyk. So, kom ons spring in met 'n voorbeeld. Nou, die voorbeeld in hierdie is my voorbeeld nou al vir baie jare. Ek hou van ou ras. Okay, so as jy nie weet wat ou ras nie, gaan Google dit. Maar so op ou ras, op die bottel, jy kan maar gaan kyk as jy gaan koop in Checkers nou. Op die bottel staan daar agterop 'n verhouding en die verhouding is 1 tot 4. Ouras word gemaak in die verhouding van 1 deel konsentraat tot 4 dele water. En op die bottel staan dit, daar staan 1 tot 4. Okay, so dis nogal belangrik. Nou, daai verhouding is om die perfekte ouras te maak volgens die company. Party mense hou daarvan soeter, party mense hou daarvan flouer, ons noem dit flou ras. Maar om die perfekte ouras te maak, is dit 1 tot 4. Okay? Die probleem met 1 tot 4 is ja, maar wat as ek nou 'n partytjie het en ek wil 300 liter ouras maak? 1 tot 4 gaan my mos nou nie help nie. Is dit 1 liter tot 4 liter? Is dit 1 milliliter tot 4 milliliter? Dis die cool ding van 'n verhouding. Omdat daai verhouding nie eenhede het nie. Omdat daai verhouding net is 1 tot 4. Dit kan wees 1 milliliter tot 4 milliliter, 1 liter tot 4 liter, 1 kiloliter tot 4 kiloliter. Die eenheid kan enigiets wees, solank, onthou wat ek in die begin gesê het, appels en appels. Solank is een eenheid dieselfde is as die ander eenheid. Nou, om 300 liter ouras te maak, wil ek hierdie verhouding upscale, nee? Kom ons doen eers 'n paar, sommer net toets vereenvoudigings. Hierdie is mos die voorbeeldsom. Ons kan sê, okay, sê net maar ek wil 3 liter konsentraat gebruik. Hoeveel liter water moet ek gebruik? Wel, as ek links maal met 3, moet ek regs maal met 3. 12 liter water. Okay, sê net maar ek sê, nee, dis nog steeds nie genoeg nie. Ek wil daai nog maal met 4 ook, dan het ek 12 liter konsentraat. Hoeveel liter water het ek dan nodig? Wel, dan maal ek links met 4, maal regs met 4, 48 liter water. Okay, so ek kan baie soos breuke, nee. Met breuke het ons sê, as ons bo maal met iets, moet ons onder maal met dieselfde ding. Hierso ook. As ek links maal met iets, moet ek regs maal met dieselfde ding. Wat ek ook mag doen is, ek kan sê, wow, nou is ek weer te veel. Nou is hierdie weer te veel. Kom ons deel hierdie met 2. Nou het ek net 6 liter konsentraat. En ons deel hiersom met 2. Nou het ek 24 liter water.
Daai verhouding is dieselfde as daai, dis dieselfde as daai, dis dieselfde as daai, dis ekwivalente verhoudings. As ek links maal, moet ek regs maal. As ek links deel, moet ek regs deel. Okay, nee, so dis nogal cool. Nou dat ek weet ek mag al dit doen. Ek soek 'n kombinasie. 'n Kombinasie wat vir my sal 300 gee, maar nog steeds in hierdie verhouding 1 tot 4 is. Nou dis nogal eintlik moeilik. Nee, hoe gaan ek nou dit doen? Ons gaan nou eintlik 'n sommetjie doen waar ons 300 gaan indeel in hierdie verhouding. Maar nou dink ek by myself, okay, wat van as ek hierdie verhouding 1 tot 4, kom ons sê ek maal hierdie kant met 60. Nou het ek 60 liter konsentraat. En kom ons sê ek maal hierdie kant met 60 ook. Nou het ek 240 liter water, So ek het hierso konsentraat en water, 60 liter konsentraat, 240 liter water. As ek daai 60 liter konsentraat en die 240 liter water bymekaar gooi, hoeveel euros het ek? 300 liter euros. Okay, nogal cool. Hierdie sommetjie was sommer net om vir jou te wys hoe mag ons met verhoudings werk? Hoe mag ons dit vereenvoudig? As ons links maal, moet ons regs maal. As ons links deel, moet ons regs deel. Kom ons spring bietjie in by 'n paar moeiliker sommetjies. Reg. Eenvoudige vereenvoudiging. Hier staan in 'n verhouding, suiker tot meel in 'n koekresep is daar 200 gram suiker tot 0,3 kilogram meel. Hoe weet ek links is suiker en regs is meel? Want suiker het eerste gestaan, meel het tweede gestaan. Hier is 'n groot probleem in hierdie verhouding. En die probleem is hierdie appels en appels? Is die eenhede dieselfde? Wag 'n bietjie, hierdie is gram en kilogram. Nee, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Ek moet altyd seker maak my eenhede is dieselfde. Hoe vat ons, kom ek vat 'n ander kleur, hoe vat ons kilogram na gram? As jy mooi geleer het, jou omskakelings, weet jy dis maal 1000. Wat is 0,3 maal 1000? Dit gee vir my 300 gram. Nou is die eenhede dieselfde. Die cool ding nou, ek gaan hom nou vereenvoudig, en na ek hom vereenvoudig het, kan ek die eenhede weggooi. Check hierso. Die vraag gaan wees, wat is die grootste ding wat ek links kan deel en ook regs kan deel? Wat gaan in 200 in en in 300 in? Dalk as ek deel met 100 en deel met 100, dit gaan werk. 200 gedeeld deur 100 is 2. 300 gedeeld deur 100 is 3. Moet ek nou die eenhede skryf? Nope. In my finale antwoord los ek die eenhede uit. Ek kan vir myself vra, is daar nog iets waarmee ek 2 en 3 kan deel? Is daar nog 'n gemeenskaplike faktor? Nee, hulle het geen gemeenskaplike faktor nie. So dis die eenvoudigste vorm, dis waarvoor hulle vra het, die eenvoudigste vorm van hierdie verhouding. En ek haal die eenhede uit. Okay, belangrik hierso, jy kan vir jou hierso net 'n paar notaatjies skryf. Belangrik, maak eers die eenhede dieselfde. Dis belangrik. Volgende belangrike ding, in die finale antwoord, geen eenhede nie. Right, 2 belangrike notas vir jou. Hierso kom ons nou by die vraag wat ek nou gesê het, ons gaan by uitkom. Ons het 'n bedrag, R1200, 3 vriende wen hierdie geld, en hulle wil dit opdeel, maar hulle wil dit nie in 'n gelyke hoeveelheid opdeel nie. Hulle sê, okay, kom ons deel dit op in die verhouding 2 tot 3 tot 5. Okay, so ons het 3 vriende, kom ons noem hulle Willem, Christian en Caitlin. Alright. Nou, Willem gaan net 2 dele van hierdie prysgeld kry. Christian gaan 3 dele van die prysgeld kry en Caitlin kry 5 dele van die prysgeld. Sy het dalk die meeste werk gedoen in die projek. So, hier is die verhouding waarop hulle die prysgeld wil opdeel. Maar nou, hoeveel is 2 dele van die prysgeld, 3 dele van die prysgeld en 5 dele van die prysgeld? Okay. Hierso gaan ons onsself eers sê, hoeveel dele is hier altesaam in hierdie verhouding? Wat is 2 plus 3 plus 5? Hier is 10 dele in hierdie verhouding. Hulle wil hierdie prysgeld opdeel in
10 gelyke dele, dan wil hulle 2 van daai dele vir Willem gee, 3 van daai dele vir Christian en 5 van daai dele vir Caitlin. Ons kan dit doen. As ons verstaan wat die proses is, dan kan ons dit doen. Ons sê reg, die prysgeld is R1200. Ons wil dit opdeel in 10 gelyke dele. Hoeveel rand sal elke deel wees? Elke deel sal R120 wees. Kom ons skryf in die nakkies. Dis hoe groot een deel gaan wees. Reg, kom ons noem hierdie stap 1. Ons weet nou hoe groot een deel is. Nou, stap 2, sê ons wel, Willem, Christian en Caitlin Willem kry 2 van daai dele, 2 maal 120. Christian kry 3 van daai dele, 3 maal 120. Caitlin kry 5 van daai dele, 5 maal 120. Antwoord, Willem kry R240, Christian kry R360 en Caitlin kry R600. Hoe kan ek kyk of my antwoord reg is? Hoe weet ek, is dit nou, het ek reg gewerk? Wat is 240 plus 360 plus 600? As ek het saam plus, kry ek weer 1200. Verhoudings vermeerder en verminder. Hierdie is eintlik 'n baie maklike proses. So, 'n 2 liter sapmengsel bedien 4 mense. 4 mense kan drink van daai 2 liter. Maar ek wil vir 7 mense bedien. Hoeveel liter moet ek vir hulle gee? So dan gewoonlik in die eksamen, dan klink dit so. Vermeerder 2 liter in die verhouding 4 tot 7. Baie eenvoudige proses. Ons gaan sê 2 maal, dan wil ons daai verhouding as 'n breek skryf. Okay? Maar nou gaan dit wees 4 op 7 of 7 op 4. Nee, is dit nou 4 op 7 of is dit nou 7 op 4? Hier's waar dit nogal wel 'n stukkie wat jy gaan moet onthou. As ek vermeerder, wil ek altyd die groot getal bo hê. 2 maal 7 op 4. Nou moet ek net weet om te maal met breuke. Nou ons kan nou gaan skryf 2 op 1 maal 7 op 4. Dit lyk dalk bietjie makliker. As ek bo maal met bo, kry ek 14. Onder maal met onder, kry ek 'n 4. En dit kan vereenvoudig na 7 op 2. En as ek daai gaan uitwerk as 'n desimaal, sien ek moet 3,5 liter maak. Hoeveel liter bedien 4 mense? 2 liter. Hoeveel liter bedien 7 mense? 3,5 liter. 'n soortgelyke sommetjie. 'n tuinier gebruik 15 sakke kunsmis vir 5 grasperke. Hoeveel sakke het hy nodig vir net 3 grasperke? So in die eksamen vra hulle gewoonlik vir ons verminder 15 in die verhouding 5 tot 3. Ons gaan weer sê 15 maal. En nou kan jy vir jouself dink, wel, toe ons vermeerder, wou ons die groot getal bo die lyn hê. Wanneer ons verminder, soek ons die klein getal bo die lyn. Ja? En ons kan weer skryf, dis 15 op 1 maal 3 op 5. As ek bo maal met bo, kry ek 45. Onder maal met onder is 5. En dit geef my 'n antwoord van 9 sakke kunsmis. 15 sakke vir 5 grasperke, 9 sakke vir 3 grasperke. Alright, laaste sommetjie vir die dag. En dit sê, in 'n klas is daar 30 leerders. En hulle is in die verhouding van seuns tot meisies 2 tot 3. Seuns tot meisies 2 tot 3. Hoeveel seuns en hoeveel meisies is in die klas? Dis nou weer enetjie waar ons moet opverdeel, nee. So ons gaan sê reg, as daar 30 kinders in die klas is, en ons gaan daai 30 kinders verdeel, hoeveel dele is in hierdie verhouding nou weer? Is nie net 2 dele nie. Is nie net links en regs nie. Wel, daar is 2 plus 3 dele in hierdie verhouding. Dit gee vir my 5 dele in hierdie verhouding. So 30 gedeel deur 5 is 6. Okay, dis die grootte van 1 deel. Dis nou so 'n som met Christian, Willem en Caitlin. Nou weet ek, seuns tot meisies. 2 van die dele was seuns. 3 van die dele was meisies. En dit gee my
12 seuns en 18 meisies. Hoe weet ek's reg? Wat's 12 plus 18? Dit is 30. So ja, dis verhoudings. Daar's nog 'n paar ander tipe somme wat 'n mens kan doen, maar hier is 'n goeie begin. Van hier af kan jy 'n klein bietjie ekstra gaan oefen. Sterkte, as jy sukkel, gooi vir ons 'n comment.